Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Gees. Amen. Vir u wat die Bybel saamgebring het, kom ons maak oop by Matteus 6, en ons gaan daar lees van Matteus 6 vers 1 tot 15 saam. Nou, terwyl die Bybel so oop is voor ons, kom ons raak stil voor die Here, en dan praat ons met hom. Ons Vader, dankie dat U ons Vader is, dat ons U kan aanroep as ons Vader, en ons gaan vanmôre daaroor praat, en daarom bid ek U dat U vir my groot genade sal gee, om U woord so oor te dra, dat U genade sal gee, ook ore wat sal kan luister, ontvanklike harte. My eie hart, Here, maak ek vanmôre oop vir U deur U genade. Kom doen 'n werk in ons midde, wat U alleen kom doen. Kom verander vanmôre ons harte deur U woord. Kom vorm ons na die beeld van Jesus Christus vanmôre. Sodat ons hier, as ons hier uitgaan, ons ook soos U diensknegt Gerard Bekes ook 'n lewe kan lei, daar buite, wat tot U verheerliking is. Baie dankie. Dankie vir hierdie gemeente. Ek bid vir al die aktiwiteite in hierdie gemeente, vir al die besoeke aan die kinderhuise, dat U seën daarop sal rus, dat U goddelike doel ook sal bereik met die uitreike daar. Ons bid vir die kinders. Ons bid, soos daar vanmôre gevra is, Here, vir dit wat in die wêreld aangaan. Here, dit is baie siele wat die ewigheid ingaan, baie van hulle sonder U. Dat ons tog nooit daarin sal verlustig nie, amper kans sal kies nie, maar altyd bewus sal wees, die siele wat in die ewigheid ingeslinger word, deur hierdie oorlog en oorloë. En daarom bid ons daarvoor, Here, dat die absolute wil sal geskied. Dankie dat ons hierdie diens nou kan oorgee aan U, en net om genade bid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Kom praat en werk in ons harte reeds met die lees van U woord. Amen. Goed, Matteus 6 daarvan vers 1. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys, om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle, Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. Wanneer julle dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor julle uitblaas, soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle, dat hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. So moet julle dan bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Net tot sover. Nou vriende, die gebed van die Here. Ek het reeds, dit is eintlik 'n reeks en ek het die vorige keer, dis so 'n paar maande terug met u gepraat. Die eerste afdeling behandel. Ek sal baie vinnig daaroor gaan. Ek kan ongelukkig nou nie meer daaroor uitbrei nie. Maar ek praat dan, dis dan die tweede boodskap oor die Here se gebed. Die teksvers van oordenking Matteus 7:7, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Ons Vader, 'n modelgebed, nie slegs vir liturgiese gebruik nie. Kort, eenvoudig en omvattend. Daar's 6 versoeke in hierdie gebed. 3 wat tot God gerig word en 3 vir die menslike behoeftes, dit wat jy nodig het in die lewe. Al die noodsaaklikhede, hierdie raamwerk help ons om omvattend of uitgebrei te bid binne die wil van God. Die Here gee ons op vele plekke in die Bybel opdrag om te bid. Dit beteken, en dis eintlik 'n verbuisterende gedagte, die gelowiges se gebede vorm deel uit van die volvoering van God se planne op aarde. Byvoorbeeld, as ons dink aan die opdrag wat die Here vir ons gegee het om die hele wêreld in te gaan en die mensdom te bereik met die evangelie, dan sê hy dat ons moet bid, Matteus 9 vers 38. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Sekerlik kan hy dit doen, sonder ons gebed. Maar daar's 'n rede. Die Here is absoluut soewerein. Ons gebede was nie daartoe die heelal geskape het nie. Hy het nie ons gebede nodig nie. God het die mens geskape na sy beeld. En hy het hom of haar, wel vir Adam en Eva daar in die tuin aangestel om dit te bewerk as mede-arbeider van God. God is 'n arbeider, hy's 'n werker. Ons is na sy beeld geskape en daarom is ek en u ook 'n werker, 'n medewerker. Deur Jesus Christus is ons God se kinders, deel van sy koninkryk en ook sy diensknegte. Saam met hom te regeer en daarom verstaan ons en waarom ons gebede nou al deel uitmaak van die uitvoering van God se planne. Hy betrek ons as vriende, hy betrek ons as sy kinders. Daarom sê hy, bid, vriende. Dis 'n voorreg wat ons onsself nie moet ontneem nie, om te bid. 'n geweldige voorreg dat u sy kind is, saam met hom in hierdie koninkryk. En die deel wat u kan bydra, is om te bid. Ons Vader, nou gaan ek net kortliks oor, wat het ons die vorige keer behandel? Ons, kollektief, terwyl ons hier aanbid, dan sê ons Vader. In jou binnekamer kan jy bid, my hemelse Vader. Dit spreek van 'n familie, broers en susters, roep ons om saam aan as ons Vader. Ons is 'n familie. Kragtens die versoening
word ons deur God aangeneem as sy kinders. Die Here het altyd 'n familieverband in gedagte. En daarom sê ons Vader, vanmôre hier, kragtens die versoening, kan hy aanspraak maak op ons lewens, nooit andersom nie. Jy kan nie aanspraak maak op die ewige lewe en op God en jou genesing en wat daarmee gepaard gaan nie. Kragtens die versoening het hy aanspraak op jou lewe. Dis God wat jou opsoek. Ek het julle uitverkies, nie julle vir my nie. Staan daar geskrywe. Adam en Eva kruip weg agter die vye blare. God soek hulle op. Adam, waar's jy? Ons Vader wat spreek van 'n teervolle Vader, wat intiem betrokke wil wees in jou doen en lates, in jou hele lewe. En daarom sê hy ook, die Gees wat in ons harte uitgeroep is, deur wie ons roep? Abba, Vader. Nou word die woord Abba bygevoeg. Waarvan spreek Abba? Dis 'n informele Arameese terming wat die gedagte oordra van intimiteit. Ons Vader wat intiem betrokke wil wees in jou lewe. Moet hom nooit uit 'n vleeslike gesindheid wegstoot nie. Hy wil intiem betrokke wees. Wat in die hemele is, sy troon is in die hemele. Waar ook die troon van genade is, Psalm 103 vers 9. Daarom rig ons gebede tot die hemel, ons Vader wat in die hemele is, want dit is waar die troon van God is. En vanuit hierdie hemelse posisie het hy volle perspektief wat op aarde aangaan, ook in jou lewe. Hy het volle perspektief. Hy verstaan ten volle. Daar's niks wat God nie verstaan nie. Elke haar is op jou hoof getel. Elke traan wat van jou wang afloop, weet hy van. Laat die naam geheilig word. Ons het hom aangeroep as Vader, nou gaan ons oor in aanbidding. Laat die naam geheilig word. Ons unieke God, skepper van hemel en aarde, heilige God, wat ook sy heiligheid deur ons wil werk om sy koninkryk uit te brei. Nie net, u is 'n heilige God nie, maar ook 'n bede, Here, werk u heiligheid ook deur my lewe, om die koninkryk uit te brei. Laat u koninkryk kom. Prioriteit moet eerstens aan God se koninkryk verleen word. Altyd eerste aan God en sy koninkryk, alvorens ek kyk na my eie behoeftes. Matteus 6 vers 33 sê wat? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Laat u wil geskied. Alle gebede, liewe vriende, moet eerstens gewilliglik onderwerp word aan God se doel, planne en glorie. Dit maak nie saak waarvoor jy bid nie. Dit moet onderwerp word aan God se doel, planne en glorie. Daarom is dit vir my hartseer as 'n kerk belydenisskrifte oor goddelike genesing het en die soewereine wil van God word eenvoudig uitgeskuif. As jy bid vir jou genesing, dit maak nie saak wat nie, dan sê jy, Here, laat u wil geskied. Dis hy ons geleer het om te bid. Dit moet onderwerp word aan sy doel, planne en glorie. Ons gaan nie daarby verbykom nie. Goed, dan begin ons nou vandag na Matteus 6 vers 10, die B-gedeelte. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Nou,
Wanneer ons deur die blaaie van die Bybel gaan, dan lees ons daar in Openbaring 20 en 21. Van 1000 jaar van vrede. En dit is wanneer ons dit gaan begin smaak, wanneer die volle wil van God, van Jesus Christus wat op die troon sal sit en as God regeer en sy volle wil op aarde sal afstempel. Wanneer Jesus as koning regeer, wanneer sy wil geskied, wanneer sy autoriteit afgestempel word op aarde, met ander woorde sy wil, soos in die hemel, so ook op die aarde. Die nuwe hemel en die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem sal 'n tyd wees waar die volle hemelse wil ervaar word. Nou dis 'n rede hoekom ek nou hierdie gedeelte vir u noem. Waar God tussen ons sal woon en ons sy volk sal wees, die trane sal afgedroog wees, geen dood meer nie, geen moeite meer nie. 'n Tyd waar alles of almal buite die wil van God nie sal wees nie. Ongelowiges, moordenaars, afgodedienaars, leuenaars, bose magte, die duiwel, net die wil van God, met die wat geskryf is, saam met die wat geskryf is in die boek van die lewe, Openbaring 21 vers 27, terwyl die troon van God en van die lam daar sal wees, met die diensknegte wat hom dien op aarde. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Met ander woorde, wat bid jy? Wat bid jy wanneer jy so bid? Dan bid jy dat hy sy koms sal verhaas. Here, kom, dat u wil, u autoriteit op aarde afgestempel sal word, en al hierdie boosheid nie meer daar sal wees nie. Daarom sê Openbaring 22 vers 20, en dit bevestig dit, hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou, amen. Ja, kom, Here Jesus. Dis 'n versigtiging wat u bid. Dit nou die eerste afdeling. Terwyl sy koms nog nie daar is nie. Nou is dit belangrik. Terwyl sy koms nog nie daar is nie, wil hy graag sy hemelse wil in en deur sy kinders werk. Hy wil sy wil aan die wêreld deur ons openbaar. Met ander woorde, daar moet 'n stukkie van die hemel afkom, die hemelse wil, en in en deur ons werk na die wêreld, sodat sondaars hulle tot God kan bekeer. Vriende, mense sal hulle nie tot God bekeer, wanneer hulle God se hemelse wil nie in jou sien nie. En daarom wanneer ek bid, laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde, is dit nie alleen dat hy sy koms sal verhaas nie, maar dis eintlik waar jy jou liggaam stel voor God, en sê, Here, hier is ek, is kanaal, laat u hemelse wil, 'n stukkie van die hemel, in en deur my werk na die wêreld, sodat mense God se hemelse wil in jou lewe kan sien. Hoor hier, dan sal hulle tot God bekeer. Jy sal nooit hoor, Piet wil hê ek moet my tot God bekeer, hy leef net soos ek nie, man. Hy sal na jou toe kom en sê, wat is daar in jou? Ek wil dit ook hê. Lei my na daai pad van vrede wat jy het. Want ek hou jou al vir geruime tyd dop, en ek sien God se wil in jou lewe. En dis wat jy bid, wanneer jy bid, laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde, in en deur my lewe. En hierdie wil van God word reeds vir ons bekend gemaak
op die berg Sinaai en ook die bergpredikasie. En ons moet so bietjie stil staan daarby, so bietjie bepeins. Nou ek het die wette van die hemel, soos wat dit deurgegee is op die berg Sinaai, ek praat nou net van die morele en die etiese wette wat oorgegaan het in die Nuwe Testament. Nie die seremoniele wette wat in Jesus Christus vervul is nie. Maar die morele en die etiese wette het oorgegaan ook in die Nuwe Testament, om God alleen te aanbid, vriende. Ons leef in die tyd van inklusiwiteit. Binne in die kerk, ander gelowe moet ook erken word. Jesus is nie meer die enigste weg nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Binne in die kerk word dit al vir jou gesê dat daar baie weë is wat na die bopunt van die berg lei. Binne in die kerk, glo vir my. Ek het hierdie week na 'n program geluister wat dit bevestig wat ek sê. Weet jy wat is die hemelse wil wat in en deur my lewe sigbaar moet wees, dat ek God alleen aanbid wat hemel en aarde geskaap het en wat sy seun na hierdie wêreld gestuur het. Om vader en moeder te eer. Eer jou vader en jou moeder. Vriende, weet jy wat sê Salomo vir ons in Spreuke? Hy sê, wie sy vader of sy moeder vloek of nie eer nie, sy lamp gaan in pikdonker dood. Ongehoorsame kinders, kinders wat nie gedissiplineer word nie, raak bandeloos. Hulle einde is die tronk of die dood. Jy doen jou kind 'n onreg aan om hom nie te dissiplineer nie. Net jou eie vrou lief te hê. Die sekretaresse is nie so goed soos die vrou wat die Here jou God vir jou gegee het nie. Sy is baie mooi opgemaak, maar binnekant het sy nie daai karakter, die vrou wat God vir jou gegee het nie. Weet jy wat sê Spreuke 6:27? Kan iemand met vuur in sy skoot dra sonder dat sy klere brand? So is dit met hom wat by die vrou van sy naaste ingaan, hy sal nie ongestraf bly nie. Ek wil vandag met u praat, meneer, u wat na die boodskap luister. Wees op die plek waar God jou wil hê en jy sal nie vir hierdie versoeking val nie. Dawid moet by die manskappe wees in die oorlog. Waar is hy? Hy loop op die dak rond van sy kasteel of waar sy woning. Dis waar hy is. Hy moet by die oorlog wees tussen die manskappe. En wat gebeur? Daar kyk hy af en hy sien hoe Batsheba bad. En hy kyk weg. En hy kyk weer. En toe hy weer kyk, toe is dit verby. Ek ken die geskiedenis. 'n Man wat nie op die plek is waar God hom wil hê nie, val vir versoekings en God keer nie daardie versoeking nie. Maak seker, jy's op die plek waar God jou wil hê. Weet jy wat sê Job? Ek het 'n verbond gesluit met my oë, om nie na 'n ander vrou of meisie te kyk nie, so bietjie vry vertaal. Bekende predikers wat egbreek pleeg, kinders van die Here wat ek in my 60-jarige bestaan op aarde gesien het, teer kinders van die Here wat egbreek pleeg, die oneindige skade wat dit aanrig in die koninkryk van God, die ontwrigting in families, die ongelukkigheid wat nooit herstel nie. Verstaan nie hoekom sê die hemelse wil wat gegee is op Sinaai,
Jy moet net jou eie vrou lief hê. Om eerlik sonder diefstal en bedrog te lewe, 'n eerlike bestaan te voer, nie valse getuie te wees nie, om tevrede te wees wat jy het, vergenoeg te wees. You don't have to keep up with the Jones. Die dag as jy onverskillig omgaan met jou finansies, en jy finansiëel gebrekkig aan die ander kant uitsien, dan is die Jones nie daar om jou te help nie. Wees tevrede met wat jy het. Die bergpredikasie, waar God vir ons sy hemelse wil deurgegee het. Om nie eie geregtig te wees nie, maar Jesus as jou geregtigheid te vind. Om nie 'n fariseer te wees nie, en net op Jesus staat te maak, God se geregtigheid vir die ewige lewe. Om lig te wees in 'n donker wêreld. Die Here het met jou 'n doel by die werk waar jy geplaas het. Miskien goddeloosheid of godloosheid. Hy wil jou daar gebruik om lig te wees. So wees versigtig om te vinnig te bid, Here, neem my tog asseblief hier weg, want hulle is goddeloos. Sê, Here, gee my die genade om lig te wees by hierdie werk waar U my geplaas het. 'n Vlieënier bel my eendag, hy vra vir my, Quentin, hy weet nie wat om te doen nie. Hy het aansoek gedoen vir 'n nuwe werk by 'n nuwe lugredery, en dis alom bekend dat almal nou daar vrymesselaars is, en ek weet nie wat alles noem hy vir my nie. Nou sê hy weet nie of hy moet gaan of nie. Ek sê vir hom, gaan. Die Here stuur jou om lig daar te wees. Om lig te wees in 'n donker wêreld. Om nie met sonde 'n kompromis aan te gaan nie. Vriende, weet jy wat? Ons is op 'n nou paadjie. 'n Afdraai paadjie is soos die letter Y. Hy loop nie parallel saam met die nou paadjie nie. As jy hom eers gekies het, dan gaan hy al verder weg na regs en verder en verder en verder. En dis waarom die Bybel sê, sonde baar sonde. Jy gaan nie so naby aan die nou paadjie bly, en dan gaan ek sommer net weer eendag so op die nou paadjie kom nie. Moenie 'n kompromis aangaan met sonde nie. Om eerlik te wees, om 2 myl saam te loop, loop die ekstra myl, doen meer as wat jy moet doen. Jongman, as jou pa vir jou vra, suig vir my asseblief die binnekant van die motor uit, dan was jy sommer die buitekant ook. En by jou werk. En jy hoef nie gesien te word nie, niemand wil, die Here sien dit. Dat jy die ekstra myl loop, en dan sien daai persoon by die werk, hoekom doen hierdie ou meer as wat hy moet doen? Want die Bybel sê, jy doen meer as wat jy moet doen. Loop 2 myl saam, om jou vyand lief te hê. Nou die Here sê nie hier vir ons dat jy naïef moet wees nie. Ek onthou 'n predikant, sy seun kom na hom toe. Hy's nou op pad na die grensoorlog toe dit nou nog in daardie jare was, daar in die 80er en 70er jare. Nou gaan hy na sy pa toe, hy sê vir sy pa, jong, ek gaan nou voor hierdie baan staan, en die Bybel sê jy moet hom lief hê, ek kan hom ons nou nie skiet nie. Toe sê hy vir sy seun, skiet hom, want hy gaan jou skiet, maar moet hom nie met jou hart skiet nie. Nie naïef wees nie, maar vriende, jou hart moet aan God behoort, vol liefde en jammer vir daardie siel. Om goed te doen, sonder om gesien te word. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Neem eerste inisiatief. Nou ek wil graag vir u sê, hierdie is eintlik 'n spreuk
wat in die Arabiese geskrifte al voorgekom het, selfs in ander godsdienste, selfs Hindoeïsme en Boeddhisme, maar hulle stel dit in 'n negatiewe vorm. Hulle sê moenie aan ander doen wat jy aan jouself gedoen wil hê nie. Toe kom Jesus Christus en wat doen hy? Hy verander dit meer in 'n positiewe vorm en hy sê nee, dis nie moenie doen aan ander wat jy aan jouself gedoen het. Hy sê doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Neem inisiatief. Bid en soek God se koninkryk. Dra vrugte wat by die bekering pas. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Deur u kinders, die hemelse vertoon op aarde. En daarom sê ek vir u vanmôre, kyk hoeveel vingers wys terug. 3 wys terug na die prediker. Sien mense God se wil in jou lewe? Sien hulle die hemel in jou lewe? Ervaar jou vrou God se hemelse wil in jou lewe of wil sy net weghardloop? Ervaar, sien, hoor mense by jou werk, by jou sport, waar jou aktiwiteite ook al is. God se wil in jou lewe. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Wees my koning, ek wil u ordinansies en u wil uitvoer. Ek hoop u verstaan nou beter wat beteken dit as ons bid. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Matteus 6 vers 11, gee ons vandag ons daaglikse brood. Wat doen u hier? Die oomblik wanneer u bid, gee ons vandag ons daaglikse brood, dan verklaar jy jou afhanklikheid van die God wat hemel en aarde geskaap het en jou geskaap het om vir jou te sorg. Here, ek is afhanklik van u. Hy gee opdrag om vir jou behoeftes te bid, dit wat jy nodig het. Dan is dit so eenvoudig soos, doen dit. Hy sê bid daarvoor. Moenie alleen stoei en stoei. In nagte deur worstel jy, laat jy naderhand so depressief is dat jy nie meer kan bid nie. Gee onmiddellik oor aan die Here, jou behoeftes. Here, sorg vir my, gee my vandag my daaglikse brood. In my besigheid, wat ek vir baie jare, maatskappy wat ek gehad het, het ek baie benoude oomblikke beleef, en ek kan daarvan getuig, en ek gee vir die Here daar die eer, dan het ek eenvoudig gebid, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood, dan voorsien die Here, dan is daar weer 'n loflied op my lippe, loof die Here, want hy is goed. Ek wil ook net vandag hier sê, en as hy nie voorsien, volgens jou, en jou persepsie nie, dan hou jy aan om God te aanbid en te loof. Jy aanbid hom as God, en nie oor dit wat hy vir jou gee nie. Want hy is God, wat hemel en aarde, en daarvoor aanbid ek hom, en loof ek hom. Dis net 'n bonus, wanneer hy ook vir jou sorg, en hy sal vir jou sorg. Het jy geweet, God het die hemel en die aarde, en alles wat daarop leef geskape, hy is verantwoordelik om dit te onderhou, en daarom kan jy met vrymoedigheid bid, let hoor, net vrymoedigheid, daar is geen eise wat jy stel nie, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ek wonder hoeveel kinders van die Here op aarde, en ek wil nou baie versigtig wees om nie oor te gaan na 'n voorspoedsteologie nie. So moet dit nie verkeerd verstaan nie. Ek wonder hoeveel kinders van God ly nie gebrek op aarde. Onnodig kry hy swaar of sy kry swaar en honger omdat hulle nie bid, gee ons vandag ons daaglikse brood nie. Onthou net die Bybel sê dat jy fliks moet wees en doen wat jy kan doen. Jy het talente gekry en jy moet dit nie begrawe nie.
Gebruik jou talente. Loop soek werk, al is dit nederig. Pak dinge in die geloof aan. Terwyl jy bid, gee my daaglikse brood. Die Here maak deure oop en hy beskik. En ek wil hier 'n getuienis vir u inbring van 'n vriend van my, 'n swart vriend wat ek baie jare mee saam golf speel, Robbie Munyani. Robbie Munyani kry werk by Goodrich Toyota as 'n petroljoggie. Maar sy verhouding met die mense is so goed. Hy's so vrolik. Hy's so opgewonde in wat hy doen. Hy doen dit met soveel ywer. Gooi daar die petrol vir mense in, vul hulle petroltanks vir hulle. Dat meneer Goodrich besluit het, hy gaan hom aanstel by die motorverkope. Vir 'n paar jaar kry hy die verkoopsman van die jaar. Maar hy was tegnologies gestremd gewees, so hulle het die administrasie vir hom afgehandel, maar hy het die motors verkoop. Later het hy het so goed gedoen, toe vra hy vir meneer Goodrich om hom te help, om vir hom eiendomme aan te skaf. Vandag het hy masjinerie, wat hy uitverhuur om paaie te bou. Sy vragmotors hardloop vir coke. 'n man wat nederig begin het, op die eerste sportjie, nie sy tree probeer rek daar na die 10de sportjie nie, onder begin het, maar met geloof en ywer, sy talente nie begrawe het nie, en die Here het deure oopgemaak, en hy het beskik. Iemand het eendag gesê, die Here help die wat hulle self help. Ek het al dikwels vir my mense gesê, dan sê ek vir hulle, do your best, God will do the rest. Ek weet nie hoe teologies korrek dit is nie. Dominee Gerard, as jy na die boodskap luister, help my asseblief tog eendag reg. Vriende, as jy die woord bid, is jy in die wil. En as jy in die wil van God bid, dan verhoor hy. Ek wil hê jy moet mooi verstaan wat ek nou sê. 1 Johannes 5 vers 14 sê, dis die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor, as ons hom iets vra volgens sy wil. Nou as ek bid, Here, gee my vandag my daaglikse brood, dan is dit mos binne die wil van die Here. En dan sê hy, sal ek verhoor. Met ander woorde, jy kan met vrymoedigheid hierdie gebed bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Maar nou kom dit by, om soos die wyse Heer in Spreuke 30 vers 8 te bid. Terwyl jy bid, gee my vandag my daaglikse brood, of ons vandag ons daaglikse brood. Dan bid jy, gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Baie wyse gebed om saam met die gebed te bid, gee my daaglikse brood, moet nooit dat gierigheid so 'n klein gaatjie iewers vind om in te kom nie. Here, gee my daaglikse brood, maar in my gedagtes sien ek daar die mansion, dis waar ek moet wees. Nee. Gee my nie armoede, gee my nie rykdom nie. Die brood wat vir my bestem is, die uiterstes van beide hierdie vorms, armoede en rykdom, lei na versoekings. Te veel rykdom, dan raak jy nie meer afhanklik van God nie. Die versoeking is net eenvoudig te groot vir die mens. Ek wil dit graag vir u lees daar in Deuteronomium 8. Daar in Deuteronomium 8, vers 11. Dit is wanneer daar te veel rykdom inkom. Neem jou in ag dat die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie te hou nie, sodat jy nie miskien eet en versadig word nie, en mooi huise bou en bewoon, en jou beeste en jou kleinvee vermeerder, en jou silwer en jou goud vermeerder, ja, alles wat jy het vermeerder, en jou hart
hom dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipte, uit die slaafhuis uitgelei het. Here, u genade is vir my genoeg. En jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Interessant, né? Weet jy wat is vir my die mooiste ding op aarde? 'n Skatryk man wat nederig is. Absoluut nederig. Hy sal hier tussen jou sit vir 'n jaar en jy sal dit nie weet dat hy eintlik 'n vermoënde man is nie. Maar die ander kant ook. Armoede lei na moedeloosheid. Jy gee op, jy word naderhand 'n luiaard. Hoe lank sal jy op die bed lê en omrol en begeer? Gaan na die muur, luiaard, kyk na sy been, sy werke en word wys. Iemand wat fliks is, wat met ywer werk, het ook vrymoedigheid om vir die Here te vra, gee my my daaglikse brood. Iemand wat lui is, het ook nie vrymoedigheid om vir sy daaglikse brood te bid nie. Dalk is hy bang, of sy is bang, hy kry die werk en hy moet uit sy gemaksone, of sy moet uit haar gemaksone uitkom. Ek het so in my besigheid, wil ek eerlik met u wees, daar was tye wat ek slap gelê het. Dan het ek ook nie vrymoedigheid gehad om te sê, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood nie. Maar as ek alles doen wat ek kan, dan het ek vrymoedigheid om te bid. Here, gee my vandag my daaglikse brood. Vriende, daar staan geskrywe, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou is dit belangrik wat hier staan, en hiermee gaan ek afsluit. Dit beteken, wanneer ek bid, gee ons vandag ons daaglikse brood, dan sit nie vir my alleen nie. Gee my vandag my daaglikse brood, dat ons brood kan hê. Dit leer my om te gee. Om te gee in die wat nood het. 'n Gesindheid van, gee my vandag my daaglikse brood, sodat ons brood kan hê, 'n oop hand ontvang. 'n Eerlike kanaal vir God bring oorvloed. Daar ons sien ons soveel besighede wat floreer, hulle skep werk, hulle sorg vir gesinne, hulle doen liefdadigheidswerk. Gee ons vandag ons daaglikse brood. In my binnekamer, gee my vandag my daaglikse brood, dat ons brood kan hê, om ook uit te gee. Ek hoop dat die Here se gebed, se woord vir u duidelik word. Ons sal dan volgende Sondag aangaan met die boodskap oor die Onse Vader gebed. Ons Vader, ons kollektief as 'n familie, Vader, intimiteit, wat intiem betrokke wil wees in jou lewe, 'n Vader van ontferminge, wat in die hemele is, waar die volle troon van genade is, volle perspektief het oor ons nood. Laat die naam geheilig word, wanneer ek oorgaan in aanbidding. Laat die wil geskied, die soewereiniteit, soos in die hemel, so ook op aarde, die toekomstige koninkryk, maar ook die hemelse wil in en deur my lewe. Gee ons vandag ons daaglikse brood, my afhanklikheid van God, eer aan God, wat vir alles sorg. En dan het hy dikwels gehoor, wanneer die prediker afsluit, dan sluit hy af met Psalm 138 vers 8, wat hemel en aarde geskape het en nooit laat vaar, die werke van sy hande nie. Wat nooit laat vaar, die werke van sy hande nie. Hy sal vir jou sorg. Maar bid die Onse Vader. Matteus 7:7, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind,
klop en vir julle sal oopgemaak word. Mag die Here ons die geloof skenk om dit te doen. Kom ons buig ons hoofde. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u met my praat, dat u elkeen van ons praat. Help vir ons, geef ons genade, dat ons in die geloof ook die Onse Vader sal bid, soos wat u wil hê ons dit moet bid. En dankie dat u sal voorsien, dankie dat u sorg, dankie dat u nooit laat vaar die werke van die hande nie. Ons aanbid u as God van die hemel en die aarde, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons gee vir u al die eer. Laat u naam geheilig word. Amen.